As die pad voor jou lank raak, jou voete begin moeg raak, staan vas in sy woord, sy beloftes leef altyd voort. Hy roep jou by jou naam, hy los jou nooit alleen. As jy val, staan weer op, hy is die kussing onder jou kop. Goeiedag geliefde, welkom op hierdie Dinsdag waar ons nog steeds probeer om ons voete te vind. En die oorbekende verhaal van Jesus wat op die stormsee loop en wat met Petrus daar gebeur. Kom ons lees Matteus 14 hier van vers 25 af. Met dagbreek die volgende môre het hy, dis nou Jesus Christus, op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels om sien het hulle groot geskrik en gesê, dit is 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei wat het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Daar is al soveel baie gesê oor hierdie Petrus wat so 'n bietjie op die water geloop het. En dit is eintlik wonderlik om te dink dat daar 'n mens in die geskiedenis was wat sy voete gevind het, al was dit vir 'n kort tydjie op die water. Maar dis die ding. Hy het sy voete gevind op die water. Jy moet onthou, Petrus was 'n visserman. Hulle was bang vir die water. In daardie tyd het hulle geglo dat onder die water is die doderyk. En onder die water is waar alle onheil uitbroei, waar bose geeste uitbroei. En al die dinge het hulle geglo van onder die water. Maar wanneer hy te doen kry met Jesus wat triomfeer oor al hierdie dinge en so half tweede natuur op die water aangeloop kom, dan sê Petrus, ek wil ook my voete so vind. Ek wil dit ook kan doen. En hy doen dit vir 'n rukkie. En dan sink hy. Jesus sê vir hom, klein gelowige, hoekom het jy begin twyfel? Dis hoekom jy nie jou voete 100% kon vind nie. Want jy het nie jou oog op my gehou nie. Ergens in jou binneste was jy banger vir die wind as vir die mag van God. Want hierdie was 'n wonderlike tentoonstelling van die mag van God. Sy seun wat op die stormwater kan loop. Want sy seun het volledig sy voete gevind in die Vader. En hy kon op hierdie stormsee geloop het. Petrus sukkel om sy voete te vind. Ek dink Petrus het nie verstaan dat om sy voete op 'n stormsee te vind, kan jy alleen vind as jy jou voete vind in Christus Jesus self. As Petrus werklik geglo het in Christus Jesus, werklik geglo het in sy krag, in sy vermoë, dat hy die seun van God is, en dat hy die beste wil hê vir sy kinders, dan sou Petrus nie gesink het nie. Jy kan jou voete vind in die storm. Maar jy gaan nie jou voete vind in jou eie plannetjies nie. Jy gaan nie jou voete vind in dit waarvoor jy bang is nie. Jy gaan nie jou voete vind in allerlei menslike slimmighede nie. Jy gaan jou voete vind in die storm. Net in Christus. In Christus Jesus, die Seun van God alleen. Kom, ons wees eerlik. Ons gaan heel moontlik in hierdie jaar ook maar storms beleef. Daar's baie storms waarin ons kan beland. Maar as ons wat in Christus is onthou, dat Christus reeds elke storm oorwin het, dan sal ons ons voete vind, selfs in die storm, en dan sal ons kan staande bly in die storm. En dit is wat ek vir elkeen van julle toebid in hierdie jaar. Dat jy jou voete so in Christus vind, dat daar nie sink vir jou sal wees nie. Mag dit so wees, elke dag van hierdie jaar. Shalom.
wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar.